Vader, dankie dat U naam bo elke naam is. Dankie Vader vir die wete, vir die ervaring, vir die belewenis, vir die lewe daarin, dat U naam die naam bo elke naam is. Dat U naam oor ons uitgeroep is. Here, dat in U naam alle dinge moontlik is. Ons eer U vanmôre. Dankie vir ons saamwees, vir die wonder van hierdie geleentheid. Elke keer dat ons die voorreg het om as 'n eenheid, as 'n liggaam te vergader en een te wees, U stem te hoor, ons hart voor U te openbaar. Ons eer U vanmôre, Vader. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie welkom vir almal wat inskakel op vanmôre. So lekker koel, fris wintersoggend. Nou goed, ons is in hierdie gesprek oor rekenskap, ons het gesê die openbaring van God se geregtigheid verander baie dinge in ons lewens. Dit verander die manier hoe ons na die skrif kyk, dit verander hoe ons, onder andere ons gebed, ons nou al 3 sonde met gebed besig, en ek het nou gedink ons is klaar, maar nou is ons nie klaar nie. So, vanmôre wil ek hê ons moet kyk na die konsep van God se gesprek met my. Ons het verlede week gesê, my gesprek met hom. Jy sien, ons het so klem gelê, of godsdienst het so klem gelê op wat is ons woorde, wat sê ons vir God. Maar ons het gesê, gebed is 'n tweegesprek. Gebed is verhouding. Gebed is ek wil amper sê, die uitdrukking van my verhouding met God. En ek kan beswaarlik van 'n verhouding praat as ek nie met hom praat nie, en as hy nie met my praat nie. En hy praat net soveel met my as ek met hom, of moet ek dit sê, hy is die belangriker vernoot, eintlik het hy meer te sê as ek. En as ons dan kan verstaan, dat gebed is ten minste 50% luister, en 50% praat. Maar ten minste 50% luister. Gebed is eintlik meer om te luister, as om te praat. Dit is vir ons baie belangrik. So ons uitgangspunt is, Jesus het gekom, God het hom wat geen sonde geken, die sonde gemaak vir ons, daar was die bestel van die sonde bestel, en die bestel van sonderskap, en hy kom dra dit, sodat ons kon word die geregtigheid van God in hom. En die hartseer is dat in die bedeling van geregtigheid, die laaste 2000 jaar, is daar 2 strome. Die een stroom wat vashou aan sondaarskap, wat ek godsdienst noem, waarin ons meeste van ons groot geword het, waarvan die uitgangspunt, ons gesê, die hele uitgangspunt van kerk in die breë, is die sondaarskap van die mens, want hy hou dit nog steeds vas, asof Jesus nie opgestaan het nie. En dan die ander kant, die geregtigheid van God, wat gebou is op verhouding, en dit moet noodwendige gevolge in ons lewens hê. Ons het gesê, gebed is meer as net woorde. Gebed is die uitdrukking van my verhouding. Gebed is om net stil te wees ook voor hom en by hom. Gebed is om bewus te wees van hom. Gebed is om, volgens Psalm 139, nêrens heen te wil of te kan vlug van hom af weg nie. Maar om te weet, hy is in my, soos my skaduwee aan my vas is, as die son skyn. So is hy in my. En as wanneer ek sy kind geword het. Goed, so, kom ons probeer vandag fokus op wat sê hy vir my? Wat is sy inspraak in hierdie toestand wat ek gebed wil noem? Ek sê, gebed is eintlik 'n toestand van harmonie tussen my en God se gees wat in my woon. Verstaan jy, as ons na ons huwelike kyk,
die verhouding tussen man en vrou, die gesprek tussen man en vrou, die toegeneentheid, die liefde, kom ons sê die liefdesgesprek. Maar partykeer het ons stilstype ook. Partykeer vermy ons die gesprek. Dit behoort nie te wees nie, maar dit gebeur. Maar so maklik kan ons die gesprek vermy met God ook. Maar die idee is dat in die liefdesverhouding met hom, dat hierdie liefdesgesprek 'n gesprek sal wees wat 'n bewustheid sal wees, 'n bewussyn van sy volmaakte teenwoordigheid in my. En soos wat ons gesê het, dat ek my lewe, dat my totale lewe een is met hom. Hy een is met my. Dat ek so kan sê, soos wat Paulus gesê het, ek leef nie meer nie, maar hy Christus leef nou in my. Nou ons het gesien, in Johannes 14 het Jesus die stelling gemaak, hy het gesê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek te berei. En weer eens, kyk nou mooi, die twee lyne, in die godsdienstbeeld wat ek gehad het ek gesê, alright, hy gaan vir my 'n plek berei daar bo in die hemel. Maar die plek wat hy kom berei is ek is sy tempel. Sy bedoeling was dat die mens se liggaam sy tempel sou wees van die begin af. Dis waaroor hy homself geformateer het in gees en in adem ingeblaas het. En nou sê hy, ek gaan om vir julle plek te berei. Daar's baie wonings, die baie wonings, hierso sit ons vanmôre. Ons het baie wonings. Ons liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Hy sê, ek gaan om julle te berei. Jy sien, maar ons het dit gehoor as plek berei. Jy sien, as 'n kosbare skrif in Jesaja, hy sê, daar gaan 'n dag kom wat die dowes die skrifwoorde sal hoor. Nou, jy weet, die beeld is die dowes wat sal hoor. Maar daar is niemand wat so doof is, soos iemand wat geestelik doof is nie. Wat die skrif nie hoor nie, wat die skrif nie verstaan nie. Nou, hier weer, hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Dis nie 'n huis ergens in die hemel nie. Hy sê, ek kom om jou voor te berei. Ek kom om jou te heilig en te reinig, sodat ek by jou kan kom intrek. Hy sê, en ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek sal weer na julle toe kom en ek sal by julle kom woning maak. So, ons sien daai beeld. Dis Johannes 14. Dan kom hy gaan hy een stap verder in Johannes 16. En hy sê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, dan stuur ek vir julle die trooster. Nou, die trooster is wie? Die trooster is sy heilige teenwoordigheid binne in my. Hy sê, dan stuur ek vir julle die trooster. Hy sê, en hy sê julle oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dat julle ken die skrifstuk maar baie goed. Van sonde, die wêreld van sonde, omdat hulle hom nie ken nie. Jy sien, om hom nie te ken nie, is om die merk te mis. Ons verstaan nou sonde nie. Sonde is enige iets wat die merk mis. Enige iets wat die harmonie, die eenheid tussen my en God se gees wat binne my is, wat dit mis. Jy sien, vir die wêreld daar buite mis hulle die eenheid met God se gees. So dit sonde, hulle mis die merk. Maar besef jy vir my en jou, kan ek weer die voorbeeld van die huwelik gebruik. Voordat ek getroud was, kan ek sê, het ons twee die merk gemis in die sin van, ons het die huwelik gemis. Ons was ongetroud, ons het die verhouding gemis. Maar toe trou ons, toe mis ons nie meer die merk nie. Maar nou, binne in ons verhouding, kan ons soms die merk mis. Wat ek daarmee bedoel, is kan ons die verhouding, kan ons die liefdesverhouding, kan ons nalat, kan ons afskeep, kan ons besig hou met ander goeders. En met ander woorde, as hy daar sê, hy sal die wêreld oortuig van sonde, dan praat hy sekerlik eerstens met die wêreld wat die merk mis, wat nie God se gees se teenwoordigheid ken, wat nie tot oortuiging gekom het van wat hy kom doen het nie. Maar ek dink, dit kan toepassing hê op my en jou verhouding met hom ook. Enige iets in my lewe wat die merk mis. En die merk is die liefde. Die merk is die harmonie. Die eenheid tussen my en God se gees. God se teenwoordigheid binne in my. Dit sou dan die oortuiging van sonde wees. Hy sê en van geregtigheid. Van geregtigheid wees ek nou. Hy oortuig ons van geregtigheid. Nie dat ek nou dat hy
hy sonde geword het met my sonde, sodat ek kon word die geregtigheid van God in hom, dat ek dan nou nog 'n sondaar is nie. Hy oortuig my van geregtigheid, dat ek waardig is, dat hy my geheilig en gereinig het, sonder vlek of rimpels, sonder gebrek voor God gestel het. En waarom het hy dit gedoen? Ons het gesê, hy het dit gedoen vir verhouding, anders mis ek steeds die merk. Ek kan geregtigheid aanvaar, ek kan geregtigheid glo, ek kan sê, alright, ek is nou okay met die Here, hy het sy bloedoffer vir my betaal, en as ek buite verhouding staan, dan mis ek die merk. Dan val ek weer terug in sonde. Hy sê, en van oordeel, hy sê, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nou is dit interessant, nee, hy gebruik hier 2 woordjies vir oordeel. Ons het gesê, daar is 3 woorde vir oordeel. Die grondwoord is krino. Krino is om op te weeg, om te onderskei. Krima is, wat is die resultaat? Wat is die uitkoms? Wat is die lesing op die skaal? Krima. En dan krisis, wat is die gevolg? Nou stel hy dit hier so, hy sê en van oordeel en van krisis, omdat die owerste van hierdie wêreld gekrino is. Met ander woorde, hy sê, ek het die owerste van hierdie wêreld geoordeel, en die gevolgtrekking of het gelei tot 'n vonnis, tot 'n uitkoms. En die uitkoms is die krisis. Die owerste van hierdie wêreld is geoordeel. Hy het sy mag verloor. Ons is oorgebring uit die mag van duisternis, oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy sê hy het die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel. Hy het die duiwel tot niet gemaak. As hy sê die duiwel tot niet gemaak het, dat beteken die duiwel bestaan nie meer nie. Beteken in my en jou lewe het die duiwel nie 'n staanplek tensy ons dit vir hom gee nie. Daarin het hy vir die duiwel tot niet gemaak. Goed. Maar nou moet ons na sy gedagtes kyk. Want onthou nou net, wat is sy gesprek met ons? Wat sê hy? As ek gaan sit, daar in my stoel gaan sit, of in die tuin gaan stap, of waar ek ook al is, en ek raak stil, wat hoor ek? Ek hoor die refrein van sy gedagtes, byvoorbeeld, iets soos Jeremia 29:11, wat sê, my gedagtes aangaande julle is gedagtes van vreugde, nie onheil nie. 'n hoopvolle toekoms. Hoor jy, dis die refrein. Hy gaan aan, hy sê, Jesaja 30, ek het so 'n paar daar neergeskryf, hy sê, ek sal met ongeduld wag. Hy sê, ek is ongeduldig, wag met ongeduld om julle genadig te wees. Hoor jy, wat is in God se hart? Jeremia 32, is dit Jeremia? Ja. Jeremia 32 sê hierdie ding, hy sê, ek sal my verheug om aan julle goed te doen. Hoor jy God se hart? God sê, ek staan gereed. Ek verheug my. Dit sal my 'n plesier gee om aan jou goed te doen. Ek wag met ongeduld om dit te kan doen. Hy sê, want my gedagtes is hierdie kosbare gedagtes. En dan, wanneer dit gebeur, dan is dit wat Jesaja 29 sê, hy sê, in daai dag sal die dowes skrifwoorde hoor. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons oë oopgegaan het. Dit beteken dat my oë oopgegaan het om die skrifte te verstaan. Onthou jy dit verlede week het herhaal by herhaling wat sê toe open hy hulle oë, Lukas 24:45. Toe open hy hulle oë en hy opgestaan het om die skrifte te verstaan. So sien ons skielik het hulle oë oopgegaan. Dis dieselfde as Jakob daar by die Jabokrivier. Toe hy by Pniel verbygaan, toe gaan die son vir hom op, die son van geregtigheid. Toe verstaan hy waaroor dit werklik gaan. Dis soos 2 Petrus 1:19, hy sê, as ons ag gee op die profetiese woord, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat totdat dit gekom. Die dag het aangebreek. Môrester het ons harte opgegaan. So sien jy wat hier gebeur. Dan kan Petrus uitroep en sê, U is die Christus, U is die seun van die lewende God. En dan kyk ons in Johannes 20, sien ons hierdie pragtige beeld. Jesus wat opstaan uit die doodheid en hy verskyn aan Maria Magdalena. En hy praat met haar en sy weet nie wie sy nie. Sy sê, ek soek hom, maar hom weggeneem, hy is nie meer hier in die graf nie.
Maar sy besef nie, dis hy nie. Hy sien haar oë is nog nie oop nie. En dan skielik, dan sê hy vir Maria, en dan herken sy sy stem, en sy roep dit uit, sy sê, Rabboni, U is my Here en my Meester. Daai oomblik, wat haar oë oopgaan, en sy hom sien vir wie hy is. Verstaan julle dit? Ons hoor van Jesus, ons leer van hom, ons as kinders van hom geleer, ons hou ons besig met hom, maar om by daai oomblik te kom, om uit te roep, soos wat Maria geroep het, en sê, Rabboni, U is my Here en my Meester, my oë het oopgegaan, ek het U in lewende lywe gesien. Net daarna verskyn hy aan sy disippels, maar Thomas is nie by nie. En hulle vertel vir Thomas, die Here het opgestaan, hy sê, as ek nie my hande in daai gate druk nie, sal ek dit nooit glo nie. En dan verskyn Jesus weer aan hulle, en Thomas is by. En hy help vir Thomas uit, hy sê, Thomas, kom hier, kom druk jou hande in die gate. En Thomas roep uit, my Kyros. Dis dieselfde, dis nie die Grieks, van wat Maria uitgeroep het. Sy het gesê, Rabboni, hy sê, my Kyros, my Here en my God. Om by daai plek te kom, om so oorweldig te wees, dat ek kan uitroep, Rabboni, Kyros. Nou goed, so, ons sien dus, wat is God se hart? God se hart is al hierdie kosbare gedagtes wat hy vashou, en dis maar net die begin daarvan. En sy droom is om dit aan ons te openbaar. Nou is hy met ons besig. Ek en hy is nou verhouding. Ons het nou in gesprek. Ons is nou besig met gebed. My lewe, het ons gesê, word gebed. Nou kom Openbaring 3 en hy sê, kyk, ek staan by die deur. Ek klop. Hy sê, ek maak aanspraak op jou. Ek wil eenkant met jou gaan. Ek wil met jou gesprek voer. Ek het nog so baie aan jou te sê. Dis wat hy gesê het in Johannes 16. Onthou jy daar by vers 12, hy gesê, nog baie dinge het ek aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar dit wat aan ons behoort, aan Vader en Seun behoort, hy sê, dit sal hy neem, en dit aan julle verkondig. So nou sê hy, ek staan by die deur met klop, want ek het so baie om aan jou te verkondig. Ek het so baie om vir jou te sê. Nou verstaan julle, hoeveel meer het hy, as wat net neergeskryf is? Hoeveel meer het hy om te sê, as wat ons net in die Bybel kan lees? En hoeveel, hy wag met ongeduld. Hy wag met ongeduld, om dit met ons te deel. Is ons ore oop? Is ons daar? Is ons gereed om dit te hoor? Ek wil julle weer na Psalm 32 toe vat. Ons het nou baie na Dawid se psalms begin kyk, en maar Psalm 32 is my so 'n pragtige voorbeeld hiervan. Hy sê, want ons weet nou van Dawid wat gesê het, toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer en my gebrul die dag. Hy sê, by vers 8, ek wil jou onderrig, en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. Die Here sê, ek is so gereed, om jou raad te gee. Het sluit my so aan by Jakobus 1 vers 4, wat sê, as iemand wysheid kort kom, dan moet dit van God bid. God sê, ek het baie raad vir jou, ek het die regte raad vir jou. Wil jy nie net jouself instel, om in plaas van jou eie ding te doen, in my raad te staan nie, te hoor wat ek sê nie. Ek dink, hoeveel keer het ek al vir myself skade gemaak, ek praat van my kort leweetjie, hoeveel keer het ek vir myself skade gemaak, omdat ek my eie ding gedoen het, en my eie besluite geneem het, in plaas dat ek net 'n bietjie gebreek het, en gesê het, Here, wat sê u, wat spreek u in my? Nou luister mooi, laat ons weer hierdie psalm lees. Dawid skryf, hy sê, welgeluksalig is hy, wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Kan ek en jy dit sê? Kan ek en jy sê, hy het ons sonde bedek,
hy het ons oortredinge vergewe. Ons kan dit sê. As ons die geregtigheid van God omhels het, dan is dit presies wat ons sê. Hy sê, welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtighede nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Nou dit het ons ook vir mekaar gesê. Jy sien, dat daar geen bedrog is nie, dat daar nie iets is wat ek eenkant sit, dat daar nie iets is in my lewe wat ek nie kan sien om met hom te bespreek nie, wat ek ongemaklik oor voel, dis die sleutel hier. Is daar iets waaroor ek ongemaklik voel? Dit moet ek uitklaar. Want jy sien enigiets wat ongemaklik is, sit spanning op daai liefdesverhouding. Hy sê, en wie se gees daar geen bedrog is nie, toe ek geswyg het, jy sien, toe daar bedrog in my gees was, hy sê, het my punte uitgeteer en my gebrul die hele dag. Want die hand was dag en nag swaar op my. Hoor jy wat sê Dawid? Hy sê, die hand was swaar op my. Wat beleef hy? Dawid het hierdie harmonie leer ken. En as 'n ou hierdie harmonie leer ken het, en jy beweeg uit die harmonie uit. Jy beweeg uit daai proses uit. Jy laat daai ding wat jy nie met hom wil bespreek nie toe in jou lewe. Wanneer dit gebeur, dan ervaar jy sy hand wat swaar op jou lê. Hy sê, die hand was dag en nag swaar op my, my murg het verander, soos deur somergloed. Hy sê, dis asof my murg gesmelt het, of ek oorverhit het. Luister mooi, die Here straf ons nie meer, hy het sy seun gestraf. Die Here manipuleer ons nie. Maar weet wat, as ek gewoond geraak het aan sy teenwoordigheid in my lewe, as ek gewoond geraak het aan sy inspraak, en die lewe vat vir my, die grootsheid van die lewe, begeerlikheid van die rykdom, van die oë en van die vlees, al daai klagsgoeders. Al daai goed maak 'n aanspraak, groter en groter aanspraak op my. Wie wat gebeur? Ek ervaar dat sy hand swaar op my lê. Want ek het iets beter geken. En jy weet, as ons lank genoeg daarin leef, raak ons daarin gewoond. Dan voel sy hand nie meer so swaar nie, maar dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Wag, kort gaan aan, hy sê, my sonde het ek nie bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en U het die ongeregtighede van my sonde vergewe. Nou goed, onthou nou net, in die tyd toe Dawid dit skryf, wat het die sonde nog gestaan. En daarom was daar 'n belydenis om te vergewe. Nou dat ons vergewe is die belydenis dat ons vergewe is, maar ek kan nie vergifnis ontvang as ek nie kan erken nie, dat ek dit nodig het nie. So as my voet geglip het en ek het droog gemaak, wat almal van ons doen, dan kan ek nie weer herstel myself. Voor God is ek vergewe. Maar ek kan nie weer in daai harmonie, in daai vrede met hom en met sy teenwoordigheid in my kom, as ek nie kan erken ek het dit nodig nie. En dis 'n groot probleem, die trots wil nie erken nie. Maar as ek kan erken, en dis nou wat Dawid hiervan praat, hy sê, daarom sal elke vrome U aanbid in 'n tyd wat U te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Nou onthou jy, ek het die stelling gemaak en gesê, wat is gebed? Gebed is 'n tweegesprek. Is 'n gesprek wat ek met God het en wat God met my het. En die wyse waarop God met my praat, hy gee sy woorde in my mond. Hy gee dit in my gedagtes. En in hierdie gesprek swaai dit heen en weer. Dan sit ek wat praat, dan is hy wat praat. Dis konstant my stem. Maar deel daarvan is wat ek vir hom sê. 'n Ander deel is wat hy vir my sê. Nou hoor nou, hier sê hy, hoor nou, dis nou Dawid wat praat. Hy sê, U is 'n skuilplek vir my, U bewaar my vir benoudheid, U omring my met vrolike gesange van bevryding. Dan hou Dawid aan praat, maar is nie meer Dawid wat praat nie. Hy sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan.
Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel, wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met 'n toom en 'n teel, as hy teg, anders kom hy nie naby jou nie. Die goddeloos het baie smarte, maar hy wat die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig o, daar's Dawid terug, o regverdiges, en jubel alle opregtes van hart. Ken jy hoor die beeld van Habakuk, hoe Habakuk gesê het, ek wil my op die wagtoring stel, en ek wil hoor wat u in my sal antwoord, wat ek op my klagte moet antwoord, hoor jy? Dis presies wat hier gebeur. Sien julle die speling, hoe dat ek en jy gewoond word om ons saak aan die Godheid voor te dra, ons gesprek met God hê, en te hoor hoe dat ons onsself antwoord met die woorde wat hy ons gee. Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie bonatuurlik nie? Is dit nie 'n wow nie? Om te besef, wow, maar hy praat met my. Wat se waarde het dit as ek net een rigting bid? En dit is wat Godsdienst my geleer het, om een rigting te bid. God staan in die hemel en ek kom met al my versoeke en al my opdragte, en dan is dit klaar. Gewonder het was sware werk om te bid nie. Maar nou word gebed 'n ander gesprek, het word net 'n vreugde. In Jakobus 4, ek het daai skrif gebruik daar, hy sê ek wag met God se gees begeer met jaloesheid, vers 5. Hy sê met jaloesheid begeer die gees van God wat in ons woon. En dan kom Jeremia 33 en hoor wat sê hy. Hy sê ek gaan sommer by vers 6 begin. Hy sê hy het nou al by vers 3 die aanhaling gemaak en gesê, roep my aan en ek sal jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Hy sê, roep my net aan. Kom net aan my toe. Ek het soveel om vir jou te sê. Nou sê hy, hoor wat sê hy. Nou het Jeremia hom aangeroep. Hy sê, hoor die groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Hy sê, kyk, ek laat vir die stad, die woord stad daar in kursief. Nou stad praat van die gemeente, hy praat van die gelowiges, hy praat van jou. Hy sê, kyk, ek laat vir jou genesing en gesondmaking tot stand kom. En sal hulle gesond maak en aan hulle openbaar 'n oorvloed van duursame vrede. Ek sal die lot van Juda en Israel verander en hulle bou soos tevore. En ek sal hulle reinig van al hulle ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig het en vergewe al hulle oortredinge of ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig en teen my oortree het. En die sal vir my wees 'n vreugdevolle roem, 'n lof en 'n sieraad by al die nasies van die aarde wat sal hoor van al die goeie wat ek aan hulle doen. En hulle sal bewe en ontroer word oor al die goeie en al die vrede wat ek daarin bewys. Kan jy, ek dag jou uit vanmôre, ken jy dit? Ken jy dit om te bewe en ontroer te word oor al die vrede en al die goedheid wat hy aan jou bewys? En dan onthou dan nou Psalm 25 wat vers 14 wat sê, maar die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond is om aan hulle bekend te maak. Kan ek en jy net 'n oomblik stil staan en by 'n plek kom en sê, Here, ek besef die magdom van inligting, die magdom van kennis, van wysheid, die magdom van troos, van troostvolle woorde, van voeding wat U het vir my. En is ek daar? Besef jy, dis al die tyd beskikbaar. Hulle gebruik hierdie beeld, hulle sê in die Amazone, want die Amazone se mond is 200 kilometers wyd, so groot is die rivier daar. En hulle sê, hierdie skip wat daar rond gedobber het, en die ouens bly aan skeerbuik, en hulle het nie vars water nie, hulle wil vergaan, en hulle kom 'n ander skip teen en sê, het julle nie net vir ons water nie? Ons vergaan van die dors. Ons dobber hier in die see rond, ons boofmas is gebreek, wat ook al die geval mag wees, en die ouens sê vir hulle, luister, skep, julle is in die vars water. Want die 1/5 van die wêreld se vars water loop daarby
by Belém in die see in die Amazones reënwoudse water. 1/5 van die wêreld se varswater. En jy's ver in die see en as jy nog steeds nie varswater. Maar hulle weet nie, hulle is nie varswater nie. Hulle vergaan van die dors terwyl hulle in die varswater dryf. En hoeveel keer gebeur dit met my en jou dat ons vergaan van die dors geestelik en ons dryf eintlik in die varswater. So as ons vind dat ons in vir die dors vergaan, as ons vind dat ons hierdie gesprek afgeskeep het, as ons vind dat ons ore toegegaan het, dat ons nie meer daai kontak ken nie, dan kan ons terugkeer. Onthou jy wat sê Openbaring 2, hy sê, ek het teen jou dat jy eerste liefde verlaat het. As dit gebeur het, dat ek my eerste liefde verlaat het, met ander woorde, dat ek hierdie liefdesgesprek begin afskeep het, en dat ek die maarte in my siel begin ervaar, van, Here, ek mis dit. Ek het iets beter gehad, ek mis dit. Dan sê die Here, onthou dan van waar jy uitgeval het. Bekeer jou. Dink anders daaroor. Verander jou gedagte. Besef, jy is in die varswater. Hy sê, en doen die eerste werke. En dan kom die Here in Jeremia 15, daar by vers 19, sê hy ding, hy sê, as jy terugkeer, dan sal ek jou laat terugkeer. Die Here sê, ek is hier vir jou. Hy sê, ek gaan nie my nie eens optrek vir jou nie. Hy sê, as jy besluit om terug te keer, laat ek jou terugkeer. Hy sê, dan sal jy soos my mond wees. Jy sal soos my mond wees. Hy sê, Jeremia 3 sê hierdie, alleenlik ken jou oortredinge. Hy sê, ken jou oortredinge, Jeremia 3 sê dit mooi, is Jeremia of Jesaja, ek is so tussen Jesaja en Jeremia vanmôre, vers 13, alleenlik ken jou ongeregtigheid, dat jy teen die Here jou God oortree het, en jou weë gerig het na die vreemdes, onder elke groen boom. Maar na my stem het julle nie geluister nie, spreek die Here. Hy sê, keer terug o af, eintlik vers 12 wat ek wil lees, hy sê, keer terug o afkeerige Israel, spreek die Here, ek sal julle nie donker aankyk nie. Die Here sê, ons kan enige tyd terugkyk, hy sal ons nie donker aankyk nie. Hy sê in Jakobus 1 vers 5, hy sê, hy sal vir ons gee, as ons sê, Here, ek het u wysheid gemis, ek het te vinnig gegaan, ek het vergeet, ek het my eie ding gedoen. Hy sê, ek sal vir jou gee, sonder om te verwys. Sonder om te verwyd. As iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Hy sê, wat aan elkeen gee, sonder om te verwyd. God sê, ek verwyd nie. Hy sê, want aan jou sondes en oortredinge gaan ek nie weer dink nie. So God sê, ek slaan nie teen op daarby nie. Kom ons kry dit agter, los dit. Kom na my toe. Wat is sondes nou? Sondes is om hierdie intimiteit, hierdie heerlikheid te mis. En dan kom Hebreërs 12, en dan sê hy vir ons hierdie ding in Hebreërs 12, sê hy dit so mooi, hy sê, daarom, maak die slap hande en die verlamde knie, maak dit weer vas. Vers 12, daarom rig die slap hande en verlamde knie weer op. En maak reguit die paaie vir julle voete, sodat wat krippel is, nie uit lid raak nie, maar liewe gesond word. Maak reguit die paaie vir julle voete, sodat dit wat krippel is, nie heeltemal uit lid raak nie, maar gesond word. So sien julle, waaroor het die Here dit vir ons ingebou? Hy weet, hy het medelee met ons. Hy weet, hy was 'n versoek in elke opsig, soos wat ek en jy versoek was. En die krisis wat ons in ons lewens het, is dat ons gebombardeer word in die fisiese wêreld met al hierdie aanslae van die grootsheid van die lewe, die begeerlikheid van die oë en van die rykdom en van daai goeders. En ons het gesê, die lewe, Jesus wat sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ons het gesê, die lewe is die verhouding. Die lewe is nie die goed nie. Die lewe is nie die materie nie, die lewe is nie my gesondheid nie, die lewe is nie my bankbalans nie. Die lewe is verhouding. En al daai goeders vloei uit, as dit nie uit verhouding uitvloei nie, beteken dit niks. Het dit geen waarde vir my nie. Ek kan selfs die hele Fenisië gaan uithuur, of uitboek, om ek weet nie hoeveel biljoen rand se troue te gaan hou daar nie.
as jy die nuus geluister het. Ek kan sulke goeders doen. Dit beteken niks sonder verhouding. Verhouding is waaroor dit gaan. En as ek dit kan verstaan, dan sê Here, as ek verhouding het ek alles. Ek sal genoeg hê. Ek sal genesing hê. Ek sal alles wat ek nodig het, sal vloei uit verhouding uit. Maar as ek verhouding mis, kan ek dit als hê. Hy sê, wat baat dit 'n mens dat hy die hele wêreld wen? Maar sy siel skade ly. Verhouding is die lewe. Waar was ons? Ons gesê, as ek wil terugkeer, hy laat my terugkeer. Hy gee vir my geleentheid, en ek en jy het weer en weer nodig, om ons fokus in te stel en terug te gaan na verhouding. Sê Here, dis wat ek het. Dis my hoogste goed, dis my lewe. Wat kom daar uit? Wat vloei daar uit? Jeremia 33, hy sê, die sal vir my wees 'n vreugdevolle roem, 'n lof en 'n sieraad. Hy sê, en julle binneste sal in beroering kom. Julle sal ontroer word deur al die goeie en al die vrede wat ek aan bewys. Lukas 24:32 praat hy met die Emmausgangers. En hulle het met hom gepraat. Onthou jy, net soos Maria, wat by die punt kom en sê, Rabboni. En Thomas wat uitroep, my Kyrios. Kom hulle en sê, was ons harte nie brandende in ons toe hy met ons gepraat het op die pad nie. Besef jy, dat ek en jy by 'n plek kom in ons lewens, sommer in 'n gewone dag, 'n gewone maandag of 'n woensdag of 'n watse dag. En in hierdie gesprek met hom is en kan uitroep in 'n oomblik en sê, waarlik die Here is op hierdie plek, soos wat Jakob uitgeroep het. Waarlik die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Dat ek daai besef het, want hy sê, my hart was brandende in my toe hy met my gespreek het op die pad. En dan kom Psalm 4:8. En hy sê dit so mooi, hy sê, groter vreugde het een my hart gegee, as wat daar 'n oorvloed. As daar 'n oorvloed in my lewe is. Jy weet, ons het vanjaar 'n goeie oes. En dit is verskriklik lekker om te oes as die oes goed is. Regtig goed lekker om te oes as die oes goed is. Maar wie wat sê Dawid? Hy sê, groter vreugde het U in my hart gegee, as wanneer die oes goed is. U is my vreugde. En alles wat daar uitkom, vloei daaruit. Uiteindelik word ek gekonfronteer met een saak. Hoe ver is ek bereid om te gaan? Hoe ver is jy bereid om te gaan? Is ons maar bereid, want dis wat Godsdienst met ons doen het. Godsdienst het van ons die volk gemaak. En ons het ons Moses gehad. Die man wat daar voor staan. Die man wat daar op die preekstoel staan. Of die profeet, of die wie ook al. En ons gesê, God praat met hom, maar hy praat nie met my nie. En dit wat die volk gesê het, moenie laat God met ons praat nie. Laat Moses met ons praat. Laat hy met Moses praat wat Moses vir ons sê. Dit is hartseer, nee. Maar besef jy, dit geld vandag nog. Ons is weer by 'n Sinai, waar God verskyn in sy ligglans, in sy heerlikheid, in die vuur van sy gees, in sy teenwoordigheid. En hy sê, wil jy maar net volk wees? En ek gaan aan met die Mosese. Of is jy bereid om 'n Moses te wees, met wie ek kan praat, soos 'n man met sy vriend praat? 'n Moses te wees, maar hoor mooi se prys. Jy sien, om 'n Moses te wees, is om te sê, Here, dan is U my hoogste goed. Dan is U my eerste prioriteit. Dan maak ek 'n besliste besluit teen die aanspraak wat die vlees op my het. Dan kies ek vandag verhouding. En dan word dit elke dag 'n keuse, en hierdie keuse word 'n leefwyse. Dis net soos 'n ou wat besluit om te gaan begin oefen, en hy aanvanklik is dit swaar, en hy besluit om te gaan, en hy maak 'n keuse om te gaan oefen, en later word dit 'n leefwyse.
Net so word hierdie besluit 'n leefwyse om te sê, Here, U is my hoogste goed. U kan met my gaan. Ek is bereid om die pad te loop wat Moses geloop het. Sien ek en jy kans daarvoor. Of het Godsdienst ons so gepaai, dat ek sê, iemand anders sal luister, iemand anders sal hoor, iemand anders sal openbaring by die Here kry. Ek sal my net gaan verwarm by die hitte, wat iemand anders se verhouding vir my kan gee geestelik. Of is ek bereid om te sê, Here, ek daag op, soos 'n Moses. Ek het wel baie beswaar gehad, van dat ek nie kwalifiseer nie, soos Moses gehad het by Horeb. Maar nou besef ek, U het my gekwalifiseer. Soos U hom gekwalifiseer het, het U my gekwalifiseer. Ek is tuis daar. Ek is welkom by U. U gedagtes is vas oor my. En U het soveel meer om met my te sê. En U teenwoordigheid hier binne my staan en klop en sê, ek wag met ongeduld om jou genadig te wees. Met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon. Is ek en jy bereid om 'n Moses te wees? Te sê, Here, maar vat my dan een stap verder. Dan is ons terug by Dawid se gebed wat sê, Here, lei my op 'n rots wat vir my te hoog is. Eintlik is dit groter as wat ons is. Maar besef jy, dit is eintlik die lewe. Dis waarvoor die Here ons roep. As 'n gemeente van eersgeborenes. Dis waarvan hy praat in Hebreërs 12. Die gemeente van die eersgeborenes. Die gemeente, wil ek sê, van die Moses. Die gemeente word nou diegene wat sê, Here, U kan met my die pad loop. Ek gaan nie meer kompartimenteer nie. Julle verstaan die keuse nie. Die keuse is hierdie lekker lewe, want ons meeste van ons leef 'n lekker lewe. Is hierdie lekker lewe. En hierdie een wat soms nie so hard skreeu van lekkerte nie, maar as ons daarin staan, as ons binne in hierdie eenheid met God se Gees staan, dan word ons oorweldig. 'n Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Dan word my vreugde groter in my verhouding met Hom as wat enigiets anders vir my kan gee. As ons in daai verhouding staan. Is dit ons verhouding? Is dit wat ons is? Of dryf ons weg en sê, maar hierdie lewe is lekker. Kom ons kompartimenteer die twee. Hier is my lekker lewe en hier is my wandel met U. My wandel met U, my wandel met Hom gee waarde, gee integriteit, gee betekenis aan my lewe. En dit sal 'n effek hê op my lewe, maar buite toe. Ek mag miskien nie die grootste miljonair wees wat daar is nie. Ek het maar dit pla my nie die minste nie. Ek hoef nie dit te wees nie. Dit het nie meer 'n aanspraak op my nie. Wat 'n aanspraak op my het, is daai vrede. Wat ek kan gaan lê, soos Dawid sê, ek het gaan lê en met eens aan die slaap geraak. Want tot in die nag vermaan my niere my. Wat hy daarmee sê, hy sê, tot in die nag is ek bewus van sy heilige teenwoordigheid by my. En is ek veilig. Vader, ek dank U. Dankie dat U met ons hierdie pad loop. Dat U hierdie begeerte na ons kan hê. Hoe is dit moontlik? Dat U wat die skepper is, dat U wat die almagtige God is, so kan omgee vir my, vir elkeen van ons. Elkeen persoonlik. Hoe dat U 'n pad met elkeen van ons loop, dat U 'n begeerte het na elkeen van ons. En om by die plek te kom net, Vader, om te sê, Here, ek gee oor, laat my oorgee. Ek gee my vermoë om oor te gee ook oor aan U. Want Here, ons besef, hoe sterk is die aanspraak
van die vleeslewe daar buite. Terwyl U in ons net met sagtheid klop. Dat U binne in ons begeer met jaloersheid, met opgewondenheid. Wat 'n voorreg is dit nie. Ons eer U vanmôre. Here, dat U elkeen van ons ondersteun in hierdie besluit. Om te sê, U is ons eerste en U is ons laaste en U is ons alles. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.